Vanoggend, ons is nou in die sogenaamde opstandingstyd. Dit is nou die tyd van Paasfees af tot met Hemelvaart. 40 dae waarin ons dink oor die ek wil nie sê die gevolge van die kruis nie, die wins van die kruis en die opstanding. So vanoggend gaan ons praat oor die wonder dat ons losgekoop is deur Christus. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die opgestane Here en van die Heilige Gees. Ons is hier in die huis van die Here, ons het gesing dat God hier is, teenwoordig is, by ons. En nou weet ons ook dat ons as mense nie regtig sonder skroom voor God kan verskyn. Dit was ook Micha se vraag. As hy nou na God toe gaan, hoe gaan dit werk? Hy is 'n sondaar. Sal God hom nie uitwis van wie sy sonde nie? Daarom vra Micha in Micha 6. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jare op kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortrede? Ek besef dit alles kan nie regtig versoening tussen hom en God bring nie. Dit is net nie genoeg nie. En dan gee hy self die antwoord. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Gaan nie so seer oor wat jy vir die Here bring nie, maar wie jy is, hoe jy leef elke dag in dankbaarheid dat jy sy kind kan wees. Ons skriflesing vanoggend is 1 Petrus 1. Lyk my die reën het in my keel gespring. 1 Petrus 1 vers 17 tot 23. Petrus skryf hier van die wonder dat ons losgekoop is. Kom ons bid eers saam. Here God, van ons vanoggend hier in die kerk ingekom het, is ons bewus daarvan dat U vir ons hier inwag. Dat U ons verwelkom omdat ons uitgenooi is na hierdie erediens. Dankie dat U vir ons elke week 'n dag gee waar ons tyd het om so kerk toe te kom. Tyd het om U
te kan aanbid. Tyd het om weer mekaar te sien. Tyd het om na u woord te luister en daaroor te dink. Here, dankie vir die vreugde dat ons nie op ons eie hoef te leef, met ons eie insigte moet klaarkom nie, Here, maar dat u vir ons lei, deur die woord, deur die Gees, wat in ons woon, wat ons nuut gemaak het, sodat ons nuut kan dink, oor onsself, maar veral ook nuut kan dink oor u. Ons wil soos Dawid sê, ons wil ons in u lieflikhede verbly hier in u huis. Groot is u, Here. U wat hierdie wêreld so netjies aan mekaar gesit het, vir ons 'n plek daaraan gegee het, en dat u ten spyte van alles wat ons mense doen om hierdie aarde te verwoes, nog steeds vir ons sorg, ook hierdie reën, hierdie milde reën wat ons in hierdie afgelope tyd ontvang. Dankie, Here Jesus, dat u dit alles vir ons skenk deur die bloed, deur die offer. Sien ons dan nou, Here, as ons saam is, u woord lees, en ons daaroor verbly. Amen. Ons skriflesing is 1 Petrus 1 van vers 17 af tot by vers 23. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy reeds in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en hom aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Ekskuus. Ons lees tot daar. Dit is vanoggend se woord van God aan ons. Ek wil weer vers 18 en 19 lees. Julle is losgekoop met die kosbare bloed. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is, en die oorgeerfde sinlose bestaan nie, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dink om goed te verstaan
waaroor die stukkie gaan, genigtig, wat gaan hier? Hierdie kant is mooi, jy maar die kant kyk. Waaroor gaan, wat is 'n slaaf? As jy mooi dink oor slaaf, wat is 'n slaaf? Slaaf, foto van 'n slaafmark. Wie van julle kinders het al gesien hoe hulle op 'n veiling, die boere op 'n veiling bier vir beeste, skape, bokke en so. Dit het al gesien. 'n veiling is 'n plek waar mense kan bied vir iets wat hy wil koop. En die een wat die hoogste prys insit, aan hom word die bod toegeslaan en dan is daai ding waarvoor hy gebied sy. En dit het destyds gebeur met mense wat slawe was. Hulle was soos besittings wat ander mense kon koop. Daar sien ons 'n klomp rykes wat hierdie arme mense wat hieronder sit wil koop. Hulle is slawe. En die ou wat die meeste betaal, gaan die slaaf kry waarvoor hy aan wie hy verkoop is. Dit is amper soos 'n motor vandag, né? As jy die motor gekoop het, dan is dit jou en jy kan met die motor maak net soos wat jy wil. Of, ja, soos 'n slaaf, hulle was nie vry om te doen wat hulle wil nie, hulle was nie vry om te gaan waar hulle wil nie, hulle kon nie eers sê wat hulle wil nie. Hulle moes afdoen wat hulle eienaar van hulle verwag. Party kon nie eers trou nie, maar die eienaar het ook dit geleer. Hulle moes altyd net by hulle eienaar bly en doen wat hy sê. Nou, ek het 'n tyd terug 'n verhaal gehoor van president Abraham Lincoln. Hy was 'n president in die VSA hier in die middel van die 1900s. En op 'n dag kom hy in 'n dorp in South Carolina, dis een van die state van die VSA, en die dorp was Charleston. En terwyl hy deur die dorp stap, miskien het hy sy perdekar gery, weet nie, maar terwyl hy deur die dorp gaan, kom hy op 'n slawemark soos hierdie af. En hy stop daar, kyk 'n bietjie wat daar aangaan. Mense het begin bied op slawe, en daar word 'n slavinnetjie ook te koop aangebied, 'n jong meisie. En toe doen Lincoln 'n vreemde ding. Hy begin saam bied. En die ouens wat bied, wil nie die slavin aan Lincoln laat verkoop nie. En hulle bied al hoor en hoor en hoor, en maar Lincoln hulle byt vas, en hy sit elke slag nog 'n hoër bod. En totdat dan niemand meer saam met hom bied nie, en die bod word op hom toegeslaan. Betaal. En toe is die meisiekie na hom toe gebring, en sy is toe baie op haar senuwees, wat gaan hierdie nuwe eienaar baas met haar maak? Want dan is het goed nie en slegte baas gekry. Vredes. En goedhartig is. Sy is sy eiendom, so hy kan met haar maak wat hy wil. En sy sê wat is hy van plan om met haar te doen, vra sy voor. Sy lekker, maar ek gaan my vry laat. Sy is heeltemal uit die veld geslaan. Hy het nou net so groot prys vir haar betaal, nou gaan hy haar vry laat. En sy sê, vry om wat te doen? Hy sê, vry om te doen net wat jy wil. Sy sê, beteken dit, ek gaan waar ek wil? Ja, sê. Kan ek sê wat ek wil en wees waar ek wil? Ja, sê.
Die slawe meisie dink so 'n oomblik oor hierdie wonderlike verwikkeling in haar lewe. En toe gryp sy Lincoln se hand vas en sy sê, in daai geval wil ek by u bly. En sy het geweet dat hierdie man vir haar goed sal wees. En vir haar sal sorg. Nou die Bybel sê ons is op 'n manier almal soos daai slavin. Ons was slawe van die sonde. Ons kon nie maak wat ons wil en sê wat ons wil. Die sonde het oor ons geheers, was ons baas. Ons het alles gedoen wat die duiwel en die sonde vir ons voorgeskryf het. Maar toe kom die Here Jesus en hy koop ons los van die houvas van Satan en sonde in ons lewe. Ons is losgekoop met die Here Jesus. Sy eie bloed sê, herinner Petrus ons aan. En dit het natuurlik op Golgotha gebeur, waar hy in ons plek gehang het, om vir ons skuld te betaal. Vers 19 sê, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam, wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Nou dink 'n bietjie vir 'n oomblik, hoe sou jou lewe gewees het as jy nie vry was, vrygekoop was deur Christus se bloed? As jy nie vry was om hom te volg nie, maar as slaaf was van die sondes en die versoekings, as jy vir elke ding wat oor jou pad kom, eenvoudig net ingegee het, soos Kain daar in die begin, toe hy ingegee het, God waarsku vir Kain, maar Kain kan homself nie keer nie en hy vermoor sy broer. Dis wat sonde doen. Dit maak dat jy nie meer vir jouself kan dink nie. Dat jy nie meer kan vir jouself vry maak van die wet wat Satan om jou lewe gespan het. Ons vat 'n tydjie stilte en dan dink ons oor wat dit sou beteken in my lewe, jou lewe, as jy niks en niemand gehad om voor te leef. Net die sonde. Miskien amper die indink nie. Hoe sou dit wees? Veral ons wat in gelowige huise groot geword het, van ons kan onthou, was ons maar die Here se kinders. Soms kan jy regtig ons indink en hoe so 'n losbandige lewe moet lyk nie. Ons lees maar net daarvan, ons sien maar net dit in boeke en flieks. Maar dit is nie reg deel van ons wêreld nie, want ons wêreld het verander. Die katekismes vra daaroor, hy vra, wat is jou grootste troos in lewe en in sterwe? Wat is dit wat jou hart tot rus bring in die lewe? Die antwoord dat ek met liggaam en siel en lewe en sterwe nie aan myself en aan my troue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en
my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Nou het hy my net losgekoop van die kloue van die duiwel, maar hy bewaar my op so 'n manier, dat sonder die wil van my hemelse Vader geen hare van my kop kan val. Alles moet inderdaad ook as alles wat inderdaad versekering ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te leef. Jy sien, ons word nie gered en nou is ons op ons eie nie. Ons word gered en verander sodat ons vir God kan leef, want ons behoort aan hom. En daarom is die tweede vraag van die katekismus: hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troostsalige lewe in te stel? Wat moet jy weet om te kan leef soos 'n gelowige, dit 'n gelowige betaam? En daar staan 3 dinge. Ouer mense sal dit sekerlik nog onthou, né? Die 3 woorde van die katekismus: sonde, verlossing en dankbaarheid. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Want as ek dit weet, sal ek nie skrik vir so 'n lewe. Tweede ding is, ek moet weet hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos kan word. En derde ding is hoe ek vir hierdie verlossing, dit moes nou as Christus se offer, hoe ek daarvoor dankbaar moet wees. Hoe ek moet leef as 'n verloste mens om God te behaag. Dis nou van niks iets geweet. Daarom het sy linker sy hand vasgegryp en gesê: meneer, ek wil altyd by u bly. Ek wil vir u kom werk. Nie omdat ek die slaaf is nie, maar omdat ek aan u behoort met my hart. Petrus skryf ook daaroor. Hy omraam as ek ware hierdie uitspraak in vers 18 en 19, as hy skryf hier in vers 15 en 16, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar is dan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. En in die volgende vers spel dit 'n bietjie verder uit. Leef dan in eerbied vir hom. Wees heilig, lewe in eerbied. En in vers 22 skryf hy: nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig is, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Paulus sê 'n mens wat losgekoop is van die sinlose bestaan, wat die sonde oor 'n mens bring, wat losgekoop is van die mag van die duiwel. Hoe lyk ons dankbaarheid, sê hy? So 'n mens leef 'n heilige lewe in eerbied vir God, en so 'n mens leef in liefde vir mekaar. Dis mos die Here Jesus se opsomming van die wet van die Here, né? Ons moet God lief hê met alles wat ons het, en ons moet mekaar lief hê. Ek onthou in my vorige gemeente het ek 'n lidmaat gehad. Hy kom eendag na my toe. En ek klaar, nee, dit was nie 'n lidmaat, dit was 'n man in die ouer huis. Hy het aan die hervormde kerk behoort. En toe kom klaar hy weet nie wat hy moet maak nie, want hy gaan kerk toe en hy hinder niemand nie. Hy gaan net daar om die Here se woord te hoor. Maar nou sien hy hierso is 'n moeilikheid. Daar's 'n vrou en 'n ouderling, hulle is nie getroud nie, maar hulle is heeltyd met mekaar besig. En hy sê dit pla hom vreeslik, en dan sê hy oor en oor vir my:
Ek wil niks van hulle weet nie. Ek gaan kerk toe om die Here te aanbid. En nou plaat die mense my. Wat die oom nie verstaan het, is dat ons nie kerk toe gaan, maar net om die Here te aanbid. Die kerk is ook ontmoeting met mekaar. Ons is verantwoordelik ook vir mekaar. Ons moet mekaar lief hê. Ek het vir die oom probeer help om te sê, maar hy moet op 'n manier betrokke raak, vriende raak met die mense en so vir hulle raak, maar dit was nou nie 'n goeie gesprek nie. Ons moet God lief hê en mekaar lief hê. Dis wat ons hier in die kerk ook doen. Nie net as ons hier binne is, maar ook as ons uitgaan. Christus het die dood oorwin en opgestaan. Hy het ons losgekoop uit ons oorgeërfde sinlose bestaan, skryf Petrus. Daarom kan ons as verloste mense die bande van die sonde wat ons vas is gebreek. En ek en jy kan elke dag as verloste mense, ons is losgekoop deur die bloed van Jesus. Om nie oorwinnend en dankbaar te leef. Dit is nie net 'n opsie nie. Dit is ons roeping. Ons wat losgekoop is. Kom ons leef. Soos mense wat losgekoop is van alles wat ons vasbind. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons mooi dink oor hierdie nuwe realiteit waarin U ons gesit het. As ons maar net leef asof dit vanselfsprekend is nie. As ons dink aan die offer, Here Jesus, maar ook aan die leë graf, dat U opgestaan het, en alle magte wat ons terughou om voluit vir God te leef, gebreek het, 'n nuwe wêreld vir ons oopgebreek het, Here, dan staan ons sprakeloos. Sprakeloos voor U grootheid, voor U liefde vir ons. En ons wil vanoggend ook soos daai slavin meisie U vasgryp en sê, ons wil net by U bly. Ons wil net U gehoorsaam wees. Ons behoort aan U, Here. Ons wil vir U leef. Daarom wil ons die week wat voor lê vir U bring en bid, dat U dit inderdaad vir ons moontlik sal maak. Lei ons deur die Gees, Here, dat ons ook in die week wat kom nuut sal leef. By die werk, daar waar ons woon, tussen ons vriende, in die skool, in die klas, op die sportveld. Here, ja, dat alles wat ons doen, en alles wat ons is,
dit sal uitjubel, dat U leef en ons met U nuut gemaak, verlos. Here, ons lewe in 'n stikkende wêreld, ons is so ontstel oor die oorlog. In Suid-Sudan, in Libanon, in Iran, die straat van Hormuz, Oekraïne. Here, ons slaan ons hande saam. Wat gebeur as die duiwel vat plek kry in mense se harte? En hulle nie doen wat U wil hê nie, maar net wat hulle self wil. Dit lei tot vernietiging. Stikkende mense, dooie mense, stikkende wêreld. Here, ons hoef weer so ver te kyk en ons dink aan die bendegeweld hier in ons land. Mense daarin op die Kaapse vlakte byna op 'n daglikse basis doodgeskiet word, onskuldige kinders. Ons pleit, Here, om U genade vir 'n wilde, woeste wêreld waar die spore duister is. Waarom die ou mens soos in Kain elke slag weer opstaan. Leer ons dat ons in 'n ander werklikheid leef, verloste kinders van U. Gee dat ons in hierdie week ook so besig sal wees. Amen. Ons gaan nou huis toe. En die Here gaan saam met ons, sodat ons vir Hom kan gaan leef. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat jou vrygekoop het uit die kloue van Satan en sonde. Die liefde van God, ons Vader, wat jou sy kind gemaak het. En die gemeenskap van die Heilige Gees, wat in jou wil lei op die pad agter Jesus aan. Bly by julle almal.